Vandag is dit 322 hektaar met Krokodilrivier oor, besproeiing, 2 huise. Is hierdie 2 slaapkamer, 1 badkamerhuis met swembad. Daar's 'n 2 slaapkamerhuis met 2 badkamers. Implemente ten volle met wildomheining aan alle kante, rooibokkraal. En is 43 hektaar watervergunning. Hier is meer as, soos jy kan sien, hier is meer as genoeg water, net uit die blote feit dat dit langs die Krokodilrivier is. En dit is ek sou sê hierdie is 5-ster adres, jy hoor dit in baie van my video's. En nog 'n ding is, iemand wou 'n paar dae gelede, gister in van my YouTube video's weet, of nie my YouTube video's nie, maar op my Facebook vra, waarom wys ek nie die huise en waarom wys ek net altyd die bos? Wel, ek neem die bos en ek neem altyd die huise af, is op my YouTube video, gaan op YouTube en dan soek jy Groewe Erasmus plase te koop. Kyk nou net, hier is een van hierdie spinnerakke van hierdie groot, van hy weet nie, botterspinnekoppe wat jy sien, maar ek sien nie nou die spinnerak nie, maar spinnekop, maar ek sien daar sy lyn, en hier is 'n paar spulpunte. Ja, ek het ten minste 2 groot spulpunte hier getel. Wees slim, skryf in. 43, en dan is daar so 4 kleiner spulpunte. Hier's Eskom elektrisiteit. Alles wat jy wil weet en wat vir jou belangrik is, gaan jy kry in my beskrywing. Vandag se op pad na 'n 322 hektaar wildplaas met besproeiing. Dis hier in die naby Rooibokkraal, Krokodilrivier oor, ek weet nie, 500 meter, kilometer daarom, met spulpunte, water. Ek weet nog nie wat ek daar gaan sien. Jy gaan saam met my jy ry nou saam met my op besoek hier dan toe. En dit is die toestand van die pad. Hierdie word genoem die ou Makopa militêre pad. Dis die pad as jy van sentrum af Dwaalboom toe ry. En ek moet sê, hierdie pad het agteruit gegaan. Ek het 'n bietjie lanklaas hier gery, dit was seker meer as 'n jaar gelede. Vandag is 9 April 2026. Ek sien daar is 'n vreemd genoeg, daar is 'n Pick n Pay bordjie wat sê hulle lewer af, maar ek is seker Pick n Pay ry nie tot hier. En hierdie pad het agteruit gegaan. Hier is nou naby hierdie selfoonmas. En die grond wat ek nou na toe gaan is hier, dit is hier so by die langs die Limpopo, Krokodilrivier. Is daar 'n huis op? Dit weet ek nie. Die eienaar sê vir my hy het 43 hektaar watervergunning daar. Daar is 'n spul, daar's 'n klomp boorgate. En dis wat ek daar gaan sien op hierdie stadium. So hierdie pad was, ek het 'n stadium is hier daar agter by daar agter my, aan die agterkant is daar 'n elektriese hoogspanningsdrade. En van daar was die pad op 'n stadium redelik gangbaar geweest. Kon jy so kyk 120 ry vir 'n paar kilometer, maar ek sien hierdie pad gaan net verder agteruit. En ek wonder hierdie soort van pad, hoe beïnvloed dit nou die prys van die grond? As jy nou so grond wil koop, want die adres is baie goed, is baie lekker adres, maar nou moet jy gaan dink aan, as jy nou van die voorwêreld of ek weet dit nou maar van die N1 Zambesi afry, Pretoria, en jy wil hiernatoe ry, hoe lank vat dit jou om hier te kom? Want jy, eintlik ry jy beter op 'n grondpad, op heeltemal sandpad, as hier. Want hier moet jy ry en dan, want ek ry omtrent nou die hele tyd 60. Ek kon nie eintlik meer as vinniger as 60 ry, maar ten minste hierdie persoon hier in middel van niks, hy daarom 'n selfoonmas, en ek sien nie, hy's 'n 5 uit 5 sein nie. So, ja, en ek kon op stadium lekker ry, so, maar ons gaan nou ry, ek is, volgens die GPS behoort ek was eintlik al verstel om daar te wees. Ek het omtrent 90 minute kans om terug om my ding te gaan doen, om te gaan foto's en video's neem, want dan moet
ek terug wees by die skool, omdat ek die kinders by die skool gaan haal, of by laerskool alles ras. So ek moet my gat boer hier. Dit vat 'n bietjie langer as wat ek verwag het as gevolg van hierdie pad. Maar die pad tussen Thabazimbi en sentrum is in 'n goeie toestand. Daar is so hier en daar 'n paar slaggate. As jy eers na die Alice Ras aansluiting, dan is daar so 'n paar slaggate, maar jy kan oor die algemeen kan jy 120 ry. Hier gaan die pad daar nou vir 'n ja, ek wou te vroeg praat. My lyk is vir hier bietjie beter is. Hierdie area is wat die mense hier in hierdie geweste doen, dit is maar wildboerdery, safari, jagbedrywe, wildplase, dis wat die aktiwiteit hier rond is. Dit is en van hier af is ons in 'n reguit lyn van Thabazimbi af seker omtrent so 60, 65 km. En dis ook die afstand hier is die pad sommer, hel. Hierdie was 'n teerpad gewees. Nou is hy sommer heeltemal grondpad. My genade, hierdie was 'n teerpad gewees. Nou hy's geskraap. Daar's die seker die lokale bevolking wees. Hierdie pad nou het hom nou maar geskraap. Want hier het ek nou kyk, ons het nou net hier op die plaas aangekom op die grond. En wat ek hier sien, letterlik wat jy nou sien is wat ek sien. Ek sien een klein spulpuntjie. Daar sien ek nog 'n groot spulpunt. Dit is 'n 1, 2, 3, soos omtrent seker so 20 hektaar spulpunt wat ek hier sien in 322. Daar's nog 'n klein spulpuntjie. Okay, wat ek gewoonlik doen is as ek so op 'n plaas kom, ek het net hierdie een kamera wat ek gebruik en dan ry ek maar net hierdie grond en dan neem ek die video en dan kom ek later aan weer terug om foto's te neem. So hier is een klein spulpuntjie. Iemand het my so 'n paar gister of my op een van my video's gevra, waarom wys ek nie die huise nie? Wel, ek wys die huise. Ek neem omtrent so 7 of 12 video's. En in een van daai video's wys ek die huise. So jy moet net deur gaan kyk. Ek het ook 'n YouTube kanaal waar ek my plase op adverteer. So jy moet net gaan kyk op my YouTube kanaal. Jy sien letterlik nou wat ek vir die eerste keer sien. Dit sien jy nou ook vir die heel eerste keer. Die bakkie se bande sny diep deur die sand, verby die laste drade van die teerpad se rand. Hier waar die wag 'n bietjie krap aan die teer, En die reuk van die rooi grond 'n ou man bekeer. my hond sit langs my, hy kyk in die nag. Hy weet wat ons soek, hy ken die gesag. Van die bos wat ontwaak as die Hier is letterlik my eerste uitsig van die huis. Dit is die hoeveel slaapkamers is hier. Dit lyk soos dit net een slaapkamer is. Ja, lyk soos een slaapkamer huis hierso. Ja, met daar's 'n lugverkoeler ook in die huis en hier is Eskom elektrisiteit. Hier is selfs 'n swembad vir jou en hier is daar's 'n jacuzzi. Kom ek kyk net of ek hierdie deur kan oop kan kry. Daar's hy. Is hier 'n skuifdeur. Daar's hy. Nee, hierdie skuifdeur. Okay, ek sal maar nou uitgaan. Kom ek skuif maar net die venster, die gordyne oop. Kan jy hierso kyk, daar's 'n jacuzzi. En daar's 'n spulpunt, daar's nog 'n spulpunt. Daar aan die ander kant is nog 'n spulpunt. Hier is 'n lugverkoeling. Hier is die kombuis. So lyk nou vir my 'n lekker huisie hier vir een persoon. En hierso is een van die kamer. En daar's 'n lugverkoeling in, hier's 'n lugverkoeling in. Lekker een man woonstelletjie, hier is die badkamer. Ek gaan hom nou nie vir jou wys nie, maar en hier is seker wat is hierdie. Ek kan hom hier ingaan. Hier's ook, is 2 kamers. Hier's nog 'n kamer. Dis hier's nog 'n slaapkamer. Daar's hy. En is eintlik 2 slaapkamers in hierdie huis. En dan jou kombuis. Kom ek gaan nou weer terugkom, maar gaan ek net neem net gou die video en dan kom ek weer terug. En hier is daar's 'n badkamer, as 'n toilet, jou bos toilet.
as jy nou die dag voel, jy wil nou bietjie buite braai en kak en braai plek. Hier is die spulpunte en ene wat jy hoor is absolute stilte, braai plek. En daar's die krokodilrivier. En daar's 'n paar beeste. Nou die man wat hier werk sê vir my net, en daar's implemente en alles, sê vir my, hulle het 'n bietjie lucerne al hier geplant en hulle pomp die water uit die rivier uit. So ek gaan net nou die video stop en dan gaan ek 'n bietjie foto's neem. My naam is Groewe Erasmus, ek maak video's van Wilplaas se landbougrond. As jy dan dink om jou grond die mark te verkoop, praat met my. En daar is ook nog 'n huis, so jy sê, kom ons sê 2 huise hier, 2 slaapkamerhuis hier, jacuzzi, swembad, ek moet net kyk dat ek nie inval, en byna het ek daar verkeerd getrap, en daar's 'n swembad, en daar's 'n paar trekkers, en 'n tuin, en ligverkoeling, en alles is hier. En die prys wat ek gehoor het, by die eienaar, hy het vir my 'n WhatsApp gestuur, is ongelooflike goeie prys vir die grond. Veral as jy dan so as jy dan dink, daar is dit is met besproeiing en met krokodilrivier oewer. Ek dink die huis is op slot hier. Daar's 'n Eskom elektrisiteit. Nou die vraag waarom jy wil weet is, waarom sal iemand dit wil verkoop? Dis omdat die eienaar het my gesê, hy het gronde hier rondom Tabazimbi en alles ras, en hy is nou besig om sy grond te konsolideer. Hy verkoop sy gronde oral, en dan gaan hy net op een plek boer. Okay, so dis waarom hy verkoop. As jy wil weet waarom verkoop, dis die rede. Ek gaan nou vir jou foto's wys van die plek. Wag, kom ek doen dit gou. Stap gou hier deur die hele plaas met die kamera. Daar's 'n internetantenne. Ek het nie die inventaris van wat alles ingesluit is in die prys. Dit heb ek nog nie. Dit gaan ek later aan kry. Hier is 'n ou van my lewe se knorchor. As jy hom wil gaan restaureer. Hier is 'n instap koelkamer. Daar is die voertuie. Daar is die uitsig van die berge. En goeiemôre. Hier is net 'n deel van hier is die ou huis. Daar's 'n ligverkoeling in die huis. Hier is 'n slaapkamers. Daar is 1 kamer, hier is nog 'n kamer, hier is 'n woonkamer. Daar is jou spens. En ja, dit lyk nou vreemd as jy nou hier in 'n huis kom en jy stap van die huis af direk in die werkwinkel in. Maar hoe weet, jy kan ons net 'n kraan, jy kan ons net jou jy kan ons net jy kan ons net toemaak daarso, die deur toemaak. Hier is van die losgoed wat die mense hier kry. Goeiemôre. En voertuie, trekkers, implemente. Dis alles hier wat die mense hier kry. So, ja, goed. Allerlei losgoedere, die pryse gaan ek vir jou kry. En daar is die huis. Okay, soos dit agent betaam, gewoonlik huisagente, dan begin hulle gewoonlik eerstens by die huise, maar ek begin gewoonlik by die grond. Waarom neem ek die foto's van die huis? Wel, ek het nou net van die huis geneem. Daar is die huis, en dit lyk as vir voorheen was die elektrische omheining gewees. Hier is een van die spulpunte. Ek net die ander, daar is een van die spulpunte. Hier is nog spulpunte. Daar's die spulpunt. Ek ry nou in die rigting van die rivier. Ek hoop ek het my drone se battery, ek
ek vermoed ek het net een battery gehad wat vol is. Hier is 'n paar koeie, 'n paar beeste op die grond wat gevoer word, lyk dit my. So as hier spulpunte is, dan is die infrastruktuur uiteraard ook hier aanwesig. Prys wat ek gehoor het, as jy daai prys nou gaan lees, ek dink daai prys gaan die telefoon van die mikkie af laat lei. Hier is ons beweeg nou in die rigting van die rivier. Ek dink daai grond hier langs, want dit is ook deel van die plaas. Hier links vir my, daar is 'n bietjie water. Ons het onlangs ek dink hierdie regs is ook deel van die grond, want ek het op 'n kaart gekyk. Hierdie adres van hierdie grond, hierdie plaas het 'n vreeslike goeie adres. Jy moet net daarop let, daar was nog 'n bietjie water, dat die grond dit word deur ongeveer gelyke deel deur die pad verdeel. Lyk my ek sal hier moet ingaan, ek gaan hierdie hek moet oopmaak om by die rivier te kom. Dit is langs die Krokodilrivier. Ek het 'n vermoede hier links vir my is die Krokodilrivier. Die Krokodilrivier. Dit is fantastiese adres. Jy kan nie vir 'n beter adres vra. Ek is redelik seker dis 'n Krokodilrivier, want ek sien hier so opening hier langs my. Die pad hiernatoe is in 'n haaglike toestand, veral as jy van sentrum se kant af ry. Dan is die pad baie verwaarloos. Hier sien ek 'n paar beeste. Alles wat jy wil weet en wat vir jou belangrik is, gaan jy onderaan in die beskrywing kry. Hier is 'n groot hoeveelheid boorgate en hier is die eienaar sê vir my 43 hektaar watervergunning uit van sy water. So ons sal dit is wat ek hier kry, wat hier te kry is. Hier is en hier's 'n kudde beeste wat hier wei in die weiland. Dit lyk vir 'n goeie toestand is. Kyk net, hierso is die riviergedeelte, kyk net die mooi hoë bome, mooi boomryke gedeelte hier langs die rivier. Ons ry nou net langs die spulpunt af. Kyk, lyk my is hier 'n pad. Lyk vir my hier is 'n paadjie waar ons na die rivier toe kan gaan. Jy sal seker natuurlik nou nie hier in die kan ry wanneer dit nou nat is. Maar ek sien die mense hier hulle het 'n gewone 4x2 bakkie waarmee hulle hier rondry. En ek dink ons is nou by die rivier. Hier's 'n wildtuining en gaan ek dit kan waag om hier af te ry tot by die rivier. Ek dink nie weet jy wat? Ek dink nie ek gaan so waghalsig wees om tot by die rivier te ry met my bakkie. Ek gaan dit lyk vir my dit is ek sal kan afkom en weer opkom, maar dit is in elk geval so naby hier aan die rivier. Ek gaan sommer te voet loop en dis want daar gaan nou niks gebeur as ek nou 'n paar meter. Hier's 'n braaiplek, lyk dit vir my ook. Hier's 'n braai. Jy kan vir jou 'n huis hierso kom bou hier langs hier by die krokodil. Kom varkens, swyne. Kom maar nader. Jy sien nou in die hoofhuis. So jy kan sien die huis kort net 'n bietjie aandag. Wat ek hier kan sien is 2 slaapkamers met 2 badkamers met ensuite badkamers. Hier is die kombuis. Hier is die woonkamer. En dan kan jy seker kan jy deur gaan inslaan. Maar ek het nou nie die sleutels hiervan nie, maar hier is daar's 'n spulpunt daar agter, daar's 'n paar spulpunte. Daar's die twee slaapkamer huis. So hier is jy kan maar sê dis die hoofhuis. Enigste ding wat vir mense wat jou bietjie kan gaan, wat mense dalk kan afsit is
dis waar hierdie deur heen gaan. Soos jy sommer hier in die werkswinkel, maar as jy nou regtig nou wil, dan kan jy mos nou hierdie werkswinkel gaan ombou in 'n huis, en dis jou, hier is die uitsig wat jy kry, daar's ook 'n spulpunt, daar's 'n spulpunt, en daar is ook 'n spulpunt. So hier is 'n totaal van, wat is dit, omtrent, hier so 4 spulpunte wat hier rond staan. En hier was, maar ek het nou nie die prys van die grond, het ek nou nog nie heeltemal, jy gaan maar in my beskrywing moet kyk. Hierdie sou ek reken is die hoofslaapkamer, want hier is 'n bad met, is 'n stort in 'n bad, en hier is 'n aanpaskamer, en dan het jy hier ook 'n kamer. So hier is net 2 kamers in die huis, daar is die bad stort, en hier is ook 'n kamer. So is 2 slaapkamerhuise, maar hier is net 'n groot 2 slaapkamerhuis, en daar is 'n spulpunt daar agter. Daar's hy, en hier is ook nog 'n spulpunt. Daar's 'n spulpunt, en dan daar's nog een, so is 1, 2, 3, en dan is daar 'n spulpunt, 'n groot ene, daai kant van die huis, as mense nou uitgaan. Kan ek jou net wys waar, en dan, hier is so 'n solderkamer, hier is Eskom elektrisiteit, hier, so jy kan sien, hier stap ek direk uit die huis uit in die werkwinkel in, en dan het jy, daar is jy, is nog 'n spulpunt, en wat jy kan sien, die Tabazimbi berge. Weet jy wat, ek moes my sonbril gebring het, in my hoed, en ek het dit nou nie, dis daar in my bakkie, maar hier's 3 van hierdie klein spulpuntjies wat hier agter my staan. Daar's ene daar agter, en dan het jy hierdie ene, en dan is daar nog ene daar agter. Ja, daai ene lyk as vir bietjie groter is. Hier is die laar tipe, en wat is daai? En daai is ook die een met die boog. Hierdie is gebuig hier onder my. Dit is duidelik, hier is nie geen tekort, watertekort, en dan het jy daar reg voor jou, daar is hierdie groot 4 toring, soveel, die hele mense wat weet wat die besproeiing doen, julle wat sal weet, so dis seker, wat is dit, 5 hektaar, ek bedoel, iets soos 18 of 20 hektaar spulpunte. Ek gaan net 'n bietjie na hierdie implemente te loop, kyk wat is daar. Ek glo alles sal ingesluit wees vir die prys. Dit sal, ek is redelik seker daarvan, maar jy lees maar net 'n beskrywing onderaan, dan gaan jy sien, hier is 'n ou kruiptrekker, ek sien hier's 'n paar generators, kragopwekkers, hier's 'n ou kruiptrekker, ek het dit al 'n paar keer by plase gesien, is daar 'n kruiptrekker, en dan het jy hier Kawasaki KFX 700, jy het 'n baalmasjien, jy het 'n planter, wat is hier alles, ja, baalmasjien, so dit kos alles maar net 'n bietjie, kort maar net 'n bietjie aandag, trekker moet nog, daar's nog 'n hamer, meele, hier is spuit, trekker, so hier's 'n paar trekkers, hier is genoeg implemente, en daar is die spulpunt, daar is hy van hierdie kant af al die pad tot daar. Son is vreeslik helder, ek dink ek gaan nou maar gou dat ek net gou my hoed en my bril gaan haal, en dan gaan ek gou net, laat ek gou die foto's geneem van die plek. Hier is die gebou, dis die werkwinkel, en daar is 'n deel van 'n huis, iets is 2 of 3 slaapkamers, en daar is ook nog 'n huis, so hier is genoeg pakplek. Mense, vandag is ek hier naby Rooibokkraal, dis 'n besproeiingsplaas, besproeiingsbeesplaas, veeboerdery, en lyk my asof hier 'n soort van 'n boorgat is. Hier's 'n verskeie spulpunte, hier's 'n spulpunt, daar's ene,
En lyk my daar agter, ek het nog nie deur die plaas gery, daar agter is nog ene. Hier prys en alles, dit het ek nie wildgetalle. Net, jy moet net daar bly, die plaas grond word verdeel deur 'n grondpad, al twee dele is met wildomheining. En daar is Eskom elektrisiteit uiteraard, so ek sou reken, dit is 3 fase, 50 kVA ongeveer. Ons hier 'n ou varkie wat hier woon. So, kom kyk maar na die grond en kom kyk wat hier te sien is. Dan kontak my, neem my, bel my, WhatsApp my. Die huis binne vir die mense wat wil weet, ek het foto's en ek het video's en ek het 'n ander video waar ek binne in die huis is, so dan kan jy dit sien. Hier is, gaan nou deur die grond ry, dan kan ons 'n bietjie net 'n toer neem en kyk hoe dit hier binne lyk, van hoe die grond en die water lyk. Ek moet binne ongeveer 'n uur moet ek weg wees, want dan moet ek vir Jan, Alisa en Alina, my dogters by die skool gaan haal en alles ras. So ek moet sny. Nog 'n ding is die roete hier na toe. Die pad as jy is nie in 'n lekker toestand. Veral as jy van sentrum afkom en jy ry in die rigting van Rooihoek, van hierdie sentrum Makopa militêre pad, ou militêre pad. Die pad is nie in 'n lekker toestand. Ek moes die groot deel van die pad met omtrent 60 km/h ry, want die teerpad, daar is nie meer veel oor van hom nie, en hier is een van die spulpunte. Wens jy 'n winsgewende dag. Vir Erasmus, sê grond in die Mars, wil verkoop, praat met my, ek was al ten minste 600 plase, enigiets van Dwaalboom, Naboom, Maastroom, Nylstroom, Vaalwater en alles tussenin. Like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out. Kijk, we staan hier zo. Hoe mooi is het?